Die vervolging begin. Ons lees Handelinge 5 vers 17 tot 42. Daardie wonderbaarlike genesing van die verlamde man by die tempelpoort was maar net die begin. En dit bly ook nie net by Petrus nie, maar soortgelyke wonders gebeur deur die ander apostels ook, en die een wonderwerk volg op die ander. Talle mense word genees wanneer die manne in die naam van Jesus genesing oor hulle uitspreek. Dis egter veral Petrus wat baie hoog geag word onder die volk, en mense kom van heinde en verre met hulle siekes, sodat Petrus hulle kan genees. So erg word dit dat mense hulle siekes selfs langs die pad waarlangs Petrus sou kom, neersit, sodat sy skaduwee op hulle kan val. En steeds groei die getal gelowiges elke dag aan. Maar in die kringe van die ou Norse ringkoppe begin dinge bitter krapperig geraak, veral onder die Sadduseërs. Hulle is met afguns gevul. En wanneer hulle afguns kookpunt bereik, laat gryp hulle vir Petrus en sy maats en stop hulle se muur in die tronk. Die volgende oggend word daar weer eens 'n dringende raadsvergadering byeengeroep. Al die who's who van Israel is daar. Gaan hulle kry die wagte die bevel van die hoëpriester. 'n Rukkie later kom die wagte uit asem terug by die vergadering, spierwit geskrik. Hulle is weg, stamel hulle dit uit. Wat bedoel julle met weg? Die tronk is gesluit, die wagte is op hulle pos, maar daar is geen teken van die apostels nie. Ons verstaan dit nie. Ons het hulle self daar opgesluit. Wat hulle egter nie weet nie is, dat God ingegryp het. In die nag het hy 'n engel gestuur om die manne te bevry. Nog een van die wagte kom asfaal geskrik daarin gehardloop. Daai manne wat ons gisterand toegesluit het, staan in die tempel en preek, hyg hy. Gaan haal hulle, die hoëpriester is woedend. Maar die wagte is bitter onwillig. Die mense gaan ons doodmaak as ons hulle weer arresteer, protesteer hulle. Dit is 'n bedremmelde groepie wagte, wat uiteindelik mor en baie halfhartig daar weg is om die manne te gaan haal. By die tempel aangekom, word die apostels nie weer gearresteer nie, maar hulle word mooi gevra of hulle nie asseblief maar wil saamkom nie, want die hoëpriester wil met julle praat, verduidelik die bevelvoerder aan hulle. By die vergadering word Petrus en sy maats behoorlik oor die kole gehaal, omdat hulle alle opdragte van die raad verontagsaam het. Hulle is immers by die vorige geleentheid ten sterkste belet om ooit weer oor Jesus te praat. En wat gaan staan en doen hulle? Hulle seer hulle nie eers aan die hoogste gesag in Israel nie. Die ganse Jerusalem lê vol van die snert wat die apostels verkondig. En boonop wil hulle ook nog voorgee asof die Joodse raad die vark in die verhaal is, deur te sê dat dit hulle is wat verantwoordelik was vir Jesus se dood. Hierdie onding moet onmiddellik staak. Petrus is die een wat weer eens na vore tree. Ons moet eerder gehoorsaam wees aan God as aan mense, sê hy sonder enige teken van vrees. Die Heilige Gees gee hom al die krag en vertroue wat hy nodig het
om met hierdie uitgeleese gehoor te redeneer. Hy gaan 'n stappie verder en terwyl hy dan nou hierdie gulde geleentheid het om met die hoogste gesag te mag praat, steek hy sommer 'n preek af vir die geleerde manne wat daar sit en hom aangluur. Die Joodse raad is woedend. As hulle kon, het hulle die apostels net daar en dan laat doodmaak. Dan staan die wyse ou Gamaliel op, 'n man wat 'n bietjie insig het, en hy stuur die apostels uit, sodat hy met die ander kan praat. Kyk, sê hy vir sy kollegas, ons moet baie versigtig wees, dat ons nie dalk teen God veg nie. Ons sal wel gou sien of hierdie dinge van God afkom. As dit mensewerk is, sal dit oorwaai. As dit van God afkom, kan ons dit beslis nie keer nie. Weereens word die apostels geroskam en belet om verder te praat. Boonop word hulle geslaan en dan vrygelaat. Maar hierdie ou insidentjie laat hulle geensins van stryd bring nie. Dit spoor hulle juis aan om die evangelie met nog groter vuur te verkondig. In sak en as gaan sit? Nooit. Vir hulle is dit 'n reuse voorreg om te kon ly vir hulle meester Jesus. Die vervolging het sopas begin, en dit sou al hoe erger en erger raak. 3 keer lees ons in Handelinge van engele wat op so dramatiese wyse ingryp en tronkdeure vir mense oopmaak. Dis egter baie belangrik om te weet dat hierdie engele nooit die evangelie verkondig nie. Dit is die taak van mense, van gelowiges. Boonop is dit ook nie alleen die taak van apostels, leraars en evangeliste nie, maar veral van ek en jy, doodgewone gelowiges. Die vraag is egter, wat ons doen om die evangelie uit te dra. Kom ons bid. Here, ek wil ook onverskrokke u evangelie boodskap uitdra. Gee my asseblief die ywer en wysheid en die krag daarvoor. Amen.